Goeienaand, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n Sondag aand. Ouer gewoonte, tussen 8 en 9. En glo jy het een verskriklike rustige Sondag agter die rug, opgewonde oor 'n nuwe week wat voorlê. Nou ja, ek moet vir jou sê dit is 'n nuwe dag wat die Here gemaak het vir jou en my wat voorlê. Deur sy genade gaan ons daarin stap en glo dat jy 'n opgewondenheid in jou hart het oor hierdie week in my maand. Nou ja, baie welkom saam my pastoor Stef, ouer gewoonte, weeksaande tussen 8 en 9 en natuurlik oor naweek is Sondagoggend 10 uur. Haal af as ek eers by gemeente bedien, pas ons 'n bietjie die tyd aan, soos vanoggend. Ek glo jy het vanoggend se gediens saam met my geniet. Ek was daar 'n bietjie in Cullinan en ek was nog nooit in Cullinan nie. En hulle het vir my gesê was die mooiste winkeltjie soos Pelgrimsrus. En toevallig toe ek uitry op pad Pietersburg toe vanoggend na die diens, toe verdwaal ek, toe moes ek deur Cullinan ry en is dit nie 'n mooi ou klemplekkie nie. Cullinan Rides en nou ja, dit was 'n besonderse dag gewees vanoggend vroeg. 7:30 was 5 km pret stap vir Bybels en wat 'n voorreg om te kon sien die gemeente in Cullinan het 'n passie, die jong mense, die gemeente. Ag, hulle prys en worship was, dis 'n vrou met 'n gitaar en dit was oggends vir my net so lekker gewees om daar te staan en ek en my seun net so in die aanbidding te wees. Ek sê vir hom toe ons ry, dit was ons nou lekker vanoggend gewees. Dit was lekker om die huis van die Here te besoek en glo die gemeente het die diens saam met my geniet en al het gelyk of hulle nog 15 km kan gaan stap het. Man, ek moet vir julle sê, nee, ryt hierso, ryten hierso in Gauteng. So, ja, dit is baie, ja, ek het gesê ryt, is ryten, sorry Marlene. Ryten sit ons net langs aan Cullinan. Ja, dit was baie lekker gewees om daar te bedien vanoggend en dis ons Pietersburg toe, ek het vir Nolan gaan aflaai, hy het so vir die week bietjie by my kom kuier, en dit is my vanaand lekker om saam te kuier, my stem is besig om terug te kom, ek het hom vanoggend half weer weggepreek, en was ek nou hierdie laaste week so bietjie in die bed gewees. Nou ja, partykeer is dit nodig om so bietjie stil te word, en maar net te mediteer op die woord, en dan is jou stem weg, dan kan jy nie, en ek is baie lief vir praat, en te besef ek moet my stem hou. Volgende maand, amper hierdie tyd, is ons op pad Israel toe, en ek is opgewonde, ek en Roy Strauss, en Andres Strauss, het 'n groep wat ons vat, en ek is opgewonde, dit gaan net een besonderse tyd wees. Andres is nou daar, en hy stuur vir my elke dag foto's, Dewald Gous en Jacques Potgieter is daar. Dit is net amazing om te sien, hoe die Here beweeg en wat die Here doen en mense se lewens selfs op die toer. Nou ja, vanaand is ek opgewonde om saam jou te kuier. Ek is bly ek is op tyd terug. Die verkeer van Pietersburg vanmiddag was besonder besig, maar vir 'n slag het dit gevloei, en dit het nou nogal, daai frustrasie op 'n pad bietjie, uitgehaal, en ek uiteindelik, my kry toe ek terug by die huis. Vanaand is vir my lekker om saam jou in die teenwoordigheid van die Here te kan kuier, en glo vanoggend se diens, en ook donderdag aand se gebedsessie, was ook vir jou besonders. Ek maak verskoning vir al die dae wat ek af was, en ja, dit was nou nogal 'n slegte tyd gewees. April het ek werklik die hand van die Here gesien in alles. En jy moet God kan sien in 'n storm, jy moet God kan sien in die stilte, jy moet hom kan sien in die mooi, jy moet hom selfs in die seer moet jy God kan raak sien. En ja, April was in baie opsigte, uitdagend, maar dit was vir my so wonderlik om God se hand te sien.
en te sien om gefokus te bly. Ons het vanoggend die gemeente gestap vir Bybels en hulle het soveel geld ingesamel dat ons 'n paar 100 Bybels kan weer daar buitekant uitplaas. En ek wil vir pastoor Maak hulle dankie sê vir 'n lekker tyd in die teenwoordigheid van die Here. En gisteraand was ook net lekker om gou rustig toe te gaan en saam my moeder en my familie en al my ooms en tannies te kuier. Mens sien met mekaar. Ons het altyd 'n sleg by verjaarsdae en by troues en begrafnisse. Dit was so lekker geweest om gisteraand almal by my ma se 70ste verjaarsdagpartytjie te kon hê. En ons word oud, tyd stap en is lekker om te hoor almal nog die Here dien en te sien die hand van die Here so op almal se lewens. Vanaand wil ek saam jou bid terwyl ons begin en hierdie is een besonderse boodskap wat ek met jou gaan deel uit my hart uit oor wat ek beleef en ervaar het in die laaste paar dae my eie lewe. Vader, ek wil baie dankie sê vir elke man en vrou wat vanaand ingeskakel is. Here, seën haar en hom onderhou. U onderhou ons elke dag. U omvou ons met die genade, met die krag en met die liefde. Here, my in en my uitgange is vas in U. Ek kies om by U te bly en vanaand, Here, wil ek dankie sê dat U ons in die holte van die hand hou. Ons name gegrafeer is in die handpalm en U oog op my is en op hierdie man en vrou is wat vanaand luister en vanaand, Here, lig haar op en omvou haar. Maak hom sterk en gee hom krag, Here. Rig haar en hom op met die regte hand. Here, dankie dat U ons lei in alle waarheid. Dankie dat U woord die waarheid is. Dankie vir genade. Genade wat ons nie verdien nie. Vanaand sê ons dankie, dankie, dankie. In Jesus se naam. Amen. Nou, vanmiddag ry ek en my seun lê en slaap op die sitplek langs my en hy het sy gehoorstuk of sy mikrofoon of daai groot goed op sy ore, headphones en hy lê en hy's rustig, hy lê aan slaap en ek kyk na hom en ek sien hy vrede op Nolan se gesig. En terwyl ek terugry is ek soos net weer daai wat jy stil is oor sy majesteit, stil is oor sy teenwoordigheid en ek het 'n CD in die voertuig van die Hillsong wat speel. Nou op 'n stadium 'n hakkie CD, dan spring hy terug. So hy speel die hele tyd daai 8 songs nou oor. Nou luister ek daai aanbiddingssongs en dan dink jy oor soveel goed en ek dink aan vrede wat ek op my seun se gesig gesien het. En ek dink aan hoeveel van ons werklik, daai vrede in ons lewens beleef en ervaar. En vanaand wil ek sommer net so 'n bietjie met jou deel uit 2 Tessalonisense 3 uit. Daar vanaf vers 16 en tot vers 18 gaan ek sommer vir jou net nou lees en jou sommer bemoedig vanaand. En vanaand wil ek jou, nie net bemoedig nie, maar ek wil jou hierdie week instuur met 'n skrif, met 'n woord dat jy dit naby in jou hart kan hou. Dat jy weet nie links en regs sal afbeweeg van die plan wat God vir jou lewe instoor het. En ek wil vir jou sê wat vanaand ingeskakel is dat sy plan is die beste plan vir jou lewe. En vanaand is die gedagtes van God, mooi gedagtes vir jou. Hy koester jou in my lofprys en aanbidding. Hy woon onder jou lofprys en aanbidding. En ek en jy kan nie in lofprysing en aanbidding wees. Jy weet, as ons konstant in vrees, vasgevang is in worries. En vanaand deel ek met jou uit 'n plek van om met vrede te kan kom, om verras te word met vrede. En dis my gebed vir jou dat jy ook sommer
sy vrede sal beleef en ervaar. Ek kyk al vir baie lank nie regtig meer nuus nie. En nou dat ek die TV gesaai het hier in Mamelodi vir die sending aksie en my hoofrolstel met die diefstal, is my huis baie stil. Ek's gewoond aan lofprysing dwars deur die nag in my huis. En ek moet vir jou sê, ek kan nie in my lewe funksioneer, jy weet, sonder lofprysing en aanbidding nie. Dit is half deel van my menswees. As ek bad of stort of in my voertuig is, dan kry ek my by lofprysing. Ek het dit al aangeleer, dit is 'n tweede natuur in my lewe, want ek het baie lank terug besef, dat wanneer jy weet uit die teenwoordigheid van God uit beweeg jy op 'n gevaarlike plek in jou lewe. 'n Gevaarlike plek waar aanslae jou gaan tref, wat ons elke dag tref, maar jy dan nie gereed sal wees om dit te hanteer nie. Want lofprysing en aanbidding en die teenwoordigheid van God maak dat jy daar wil wees in sy teenwoordigheid. En wanneer storms kom, is die neiging dan, omdat jy in lofprysing en aanbidding en mediteer op die woord, jy is ingestel om na God toe te gaan. En ek wil jou uitnooi dat hierdie ook 'n week en dat hierdie 'n leefwyse van jou sal word om daar te kan kom, om in lofprysing en aanbidding te wandel en te wag op die Here. Vir die laaste paar maande het ek 'n besluit geneem om dit nie prys te gee in my lewe nie. Ek het 'n keuse gemaak om sekere mense uit my lewe uit te stoot wat my afgetrek het, sekere mense wat 'n negatiewe invloed op my gehad het, wat baie keer ek weet alles, ek en jy het keuses, en hierdie was 'n keuse, want ek het op 'n plek stil geword om te besef dat hierdie mense in my lewe is nie goed vir my nie, want hulle trek my meer af en hulle roof my van baie vrede. Soos eerder beter om, jy weet, jou distansieer en vir hulle te bid. En daarom sê ek ook baie keer in vergifnis en in vrede, is nie noodwendig dat as jy mense in jou lewe vergewe, dat jy hoef vriende met hulle te bly nie. Ek vergewe jou en ek spreek jou vry, maar ek beweeg aan. Maar my hart is skoon en my hart is op 'n goeie plek rondom jou, en ek het 'n keuse om nie weer daarna toe te gaan nie. En jy ook het 'n keuse om vanaand te wil na vrede toe gaan. Jy het 'n keuse of jy in vrees wil bly of in vrede wil kom. En ek wil vanaand vir jou sê, baie keer is ons, terwyl ek praat vanaand oor om verras te word deur vrede, is al hierdie negatiewe invloede van nuus en stories wat jy na luister en na kyk en keuses wat jy maak om jou foon te stel om die hele tyd nuus te ontvang, het dit 'n manier dat dit jou kan depressief maak en moedeloos maak en angstig maak, want dis al wat jy die hele tyd sien. Dis nie opbouend nie, dis die hele tyd slegte nuus wat deurkom. Nuus van die regering, dis 'n paar jaar terug ons president wat 'n groot swembad en vir hom eintlik sy eie hotel gebou het, wat gesê het sy swembad is 'n, jy weet, eintlik mos maar 'n firepool. Jy weet ons hoor nuus, jy weet van die brande in die Kaap, en jy hoor van die moorde, jy weet, en jy sien van kindermishandeling en kinderhandel, aan nuus van oorlog. Jy weet, nuus van mense wat bande aan die brand steek en paai en afsper. En die hele tyd as jy na hierdie goed luister, jy weet dan het hierdie goed die effek om jou negatief te maak. Mense word vermoor vir niks nie, vir geen rede nie. Nêrens, as jy daar na buitekant toe kyk, en ons weet wat die woord van die Here ons leer, dat in laaste dae sal daar nie meer vrede wees nie. Ek wil met jou praat oor jou eie hart, waar dalk vanaand, jy weet, bommeltjies slaan en met 'n paar ekstra beats, jy weet, klop as gevolg van vrees, as gevolg van bekommernis, as gevolg van stres en angs. Ek wil vanaand vir jou sê, nêrens is daar meer vrede nie, en selfs in verhoudings tussen eggenote, tussen mans en vrouens, tussen kinders en ouers en kinders, selfs
tussen vriende en vriende raak vrede baie skaars. Ons hoor dit, ons sien dit. En daarom is dit so dat mense nie meer lekker voel nie. Daarom dat mense loop met so grin op sy gesig. Mense lyk of, jy weet, lyk of hulle, daai pleister is besig om af te dop en die krake kom deur. Jy sien soms op mense die uitdrukking op hulle gesigte dat hulle is nie gelukkig nie, hulle het nie vrede nie, hulle het angs. Ek het dit vanoggend in Kalinin ook gesê, jy weet, ons moet leer om hierdie maskers af te haal, ons moet leer om jy weet, om vrede te kies, ons moet leer om weer ons identiteit te ontdek in Christus Jesus. Daarom dat ons nie meer kan sien vir die lewe nie. Dis omdat ons op al hierdie, jy weet, hierdie buite-invloede laat, jy weet, na ons toe kom en ons inkorporeer onsself so dat hierdie goed, jy weet, die effek op ons moet hê en ons moet vandag nie toelaat dat hierdie invloed op my uitkyk en op my besluite en my optredes moet hê nie. Want vrede het ek agtergekom hierdie laaste paar uur terwyl ek, jy weet, so gery het in die voertuig. Vrede het op soek geraak. Hoor jy wat ek sê? Vrede het op soek geraak. Jy kry dit nie meer in werksplekke nie, jy kry dit nie meer in maatskappye nie. Jy weet, daar's net nie meer vrede nie. Om die lewe in balans te hou, het ons vrede nodig. En jy, meneer, mevrou wat vanaand luister, om weer daai balans in jou lewe terug te kan kry in verhoudings en selfs om nugter na jou handel en wandel en die uitkyk op die lewe, jou finansies te hanteer, selfs in jou verhouding met Abba Vader, is dit so nodig dat daar weer 'n balans kom, dat jy weer vrede terugbring in jou lewe. Kan ek maar sê, hoop en vrede? Vrede is die gom wat mense met verskille, jy weet, eintlik aan mekaar vasbind. Dis wat vrede doen. Vrede maak dat spanning breek. Vrede maak dat mure afgebreek word. Vrede maak dat bitterheid vergaan. Vrede maak dat ek weer kan sien om op te staan. Vrede maak dat ek kies om vorentoe te gaan en nie terug te kyk nie. Vorentoe te gaan en nie terug te kyk nie. Want ons vind ons baie keer by daai seerplekke. Ons vind ons baie keer by daai hakplekke. Ons vind ons baie keer by daai potholes wat ons hart getref het. Die ander aand het ek op 'n bult in die reën op 'n knop juist wakker Darren daar af is met sy voertuig by daai brug, het ek oor die koppie gekom in 'n kar, het sy braids op my gesit en vir 'n oomblik in die voertuig, my sê het op die agtersitplek gesit en vir 'n oomblik het ons 2 wiele van die baan af, van die pad af gegaan op die grond. Gelukkig is die kar so goed dat hy kon stabiliseer en ek kon hom net so weer terugbring op 'n knop, op 'n draai en eintlik by 'n brug wat waterplasse lê. En ewe skielik is daai stilte en ek sê ek's jammer en almal sê nee, dis fyn. Maar in die binneste, jy weet, was al daai oomblik. Dit kon so erger gewees het. En partykeer is daai reality strike, daai wat ek in jou tref van dood, van ongemak, van bankrotskap, van siekte, van slegte tyding, van teleurstellings. En woep is ons vrede weg. Ek moet kies dat hierdie nie my laat teruggaan. Maar baie keer verhinder ek myself
om vorentoe te gaan, omdat ek heeltyd hier by die seerplek in my lewe is, wat eintlik nie vir my goed is nie. Wat op 'n tyd mense jou seer gemaak het, en jy wil die hele tyd daarna toe teruggaan. Kies om nie meer daaroor te praat, kies om nie meer in jou hart en in jou lewe vir dit plek te gee nie. Jy is die kunstenaar en die beeldhouer van hierdie mooi pragtstuk. En dalk is jy vanaand voel jy's stukke uit jou uitgekap en mense het dit in jou gedoen. Kies om deur vrede, jy weet dit toe te maak. Kies om te vergewe. Kies om aan te beweeg. Om klaar te maak. Want as ek die hele tyd terugkyk, as ek die hele tyd besig is met dinge, maak ek nie klaar nie. Ek kry my gereeld dan weer daar. En dit maak dat ek nie vorentoe gaan nie. En dit maak dat ek fokus nie op my eindstrepe, my wenstrepe, my mylpaal wat ek by oor moet kom nie, maar dit maak dat ek op die ander se bane konsentreer. Dan verloor ek momentum en spoed en wanneer ek omkyk en wanneer ek rondkyk, dan verloor ek my krag, ek verloor rigting en my pas. En dalk het jy nou jou pas verloor as gevolg van dinge. Dalk het jy jou vrede verloor wat iemand in jou gedoen het en van jou gesê het, van jou geroof het. Dalk van jou menswees, dalk fisies, dalk psigies, dalk emosioneel. In ons huwelik het ons 'n sak vol vrede nodig. In ons verhoudings tussen ons ouers en kinders kort ons sakke en sakke en sakke vol vrede. Die wêreld daar buitekant het lorries vol vrede nodig. Tussen lande en vyande, tussen vriende en vreemdelinge, tussen ons, tussen mekaar, smag ons na ware vrede. Ons mis dit. Ek moet my vanaand self afvra, is dit nie hoekom ek so geïrriteerd is nie? Is dit hoekom ek nie geestelik deurbrake ervaar nie? Want ek is by meer bitter plekke en ek moes leer my eie lewe van bitter na beter, want daai bitter, jy weet, kan jou mismoedig maak, kan jou identiteitskade doen, kan jou toekoms wat vir jou voorlê beïnvloed. Ek sien hulle plaas my nommer, as dit jou eerste keer is wat jy inskakel, dis my WhatsApp nommer op TikTok en ook op jy weet op Facebook. Dankie Renier, julle is besonders. Ek weet Elmarie, ek het dit nou nie gesien vanaand nie, maar hulle plaas gewoonlik ook op TikTok. Daai nommer is maar net dat stuur vir my boodskap op WhatsApp, het sê Stef, ek wil op julle WhatsApp groep kom en elke aand se boodskap is in 'n PDF formaat. Jy weet, so kort boodskapie en ek sit dit daar op die groep in my kort dagstukkies om maar net jou te motiveer en jy weet te maak dat jy weet jy dit al kan aanstuur vir iemand wat dit baie nodig het. Nou vanaand dink ek aan ware vrede, want en al plek waar ware vrede in oorvloed te vind is, het ek in my lewe agtergekom, is maar net by God. Ek lees in die ou vertaling, in 2 Tessalonisense 3, hy sê in vers 16, 17 en 18, hy sê, en mag hy, die Here van die vrede, julle, hoor hoe mooi sê hy dit, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Hy sê, die groete van Paulus met eie hand, wat 'n teken is in elke brief, so skryf ek. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. En nou sê hy in die boodskap, hoor hoe mooi sê hy dit, hy sê vers 16, en dit is vir my so mooi, hy sê die Here het vrede tussen hom en ons gebring. Mag hy nou ook in julle sy wonderlike vrede gee. Mag julle dit op 'n verrassende manier in julle eie lewe beleef.
dink daaraan, die Here is altyd by almal. Hy sê dit so mooi in vers 16, die Here het vrede tussen ons almal gebring. God, moet as jy sal luister, God is die oorsprong van vrede. Niemand kan ware vrede ervaar as dit nie van God afkom nie. Die vrede wat die wêreld probeer skep, is 'n voorgeefvrede wat aan 'n dun draadjie hang en enige tyd in duie kan stort. Elkeen van ons is op 'n markplein besig. Ek luister verlede week na Driekus Du Plessis, wat ons sit by ontbyt. Hy sê party mense dans om geld te maak, ander hardloop vir geld. Hy sê ek slaan mense vir geld. En ek lag so en ek dink daaraan, want is eintlik nie waar, elkeen van ons is op die markplein besig op ons eie manier en op ons eie wyse. En ons hang, jy weet hierdie, ons jy weet vrede in jou en my lewe soos 'n dun draadjie. Kan enige tye, enige tyd en duie stort, enige tye kan dit verbreek word. Ons kan dit net so mis. Ek en jy moet baie sensitief wees as ons praat van vrede. Dit was juis die sonde se skuld. Hoor wat ek vanaand sê, dat daar onvrede tussen God en die mens gekom het. God was ontevrede met die mens wat hy aangevang het op die aarde. Kyk maar na sy spesiale volk, die Israeliete in die Ou Testament. As dit vir 'n tydjie goed gegaan het, was dit nie lank voor die volk weer iets aangevang het en hulle self weer bevind het in slawerny, dan het die vrede van God verdwyn en dit het soos mis voor die son verdwyn en die tempel se deure is gesluit en God het sy hand onttrek en daar was net nie meer vrede nie. Dit is so wanneer mense wegbeweeg van vrede, die mense wegbeweeg van God af, dan is dit so asof iets jou jaag. En dalk voel jy iets jaag jou en dalk is dit nodig dat jy weer terugkom na 'n plek in jou lewe, daar by God se voete. Jy weet, vanaand praat ek sommer net met jou uit my hart uit, want dis heeltyd dieselfde storie van Genesis tot en met nou in ons lewens. Jy weet, God vergewe en God bewerkstellig vrede, net totdat die volk weer by 'n plek kom en hy spanner in die wiel gooi. Ek en jy laat toe om die vrede te mis in ons lewens. En vanaand het ek hier keuses. Ek het dit al 'n paar keer gesê. Vir God het dit net te veel geword en toe maak hy 'n plan. En hy trek 'n ware vredesplan op. Nie soos Benjamin Netanyahu en jy weet Donald Trump en Cyril Ramaphosa en die EU en almal nie. God kom in 'n plan wat vir ewig vrede tussen hom en die mens in beton sal vasgiet. En jy moet my hoor vanaand as ek hierdie vir jou sê. Jesus moes na die aarde toe kom. Hy moes kom sterf en hy moes die straf van die mens, die straf vir sonde moes hy op hom neem. En dis die enigste plan wat kan werk. Nie 'n vredesplan wat deur mense in werking gestel is nie. Ook nie 'n plan wat deur mense uitgevoer word nie. Nee, vir 'n ware vredesplan om te werk, het enige volk, enige staat, enige nasie, enige mens, enige instansie, enige besigheid God nodig. Dalk in daai
In daai familiekring en daai familiebesigheid het jy God nodig. Dalk in 'n situasie waar daar nou nie vrede is nie, het jy God weer nodig. Ek is tans besig om vir iemand ernstig in te tree wat deur 'n moeilike tyd gaan. Baie naby aan my. En hy weet nie wat ek weet nie. En ek kan sien hy is besig om sy vrede te verloor. En ek tree vir hom in. Al vir 2 weke. En onlangs is ek tussen ander mense. Ek vra sommer maar net so, hoe gaan dit met so en so? Hy sê homself nie. Jy sien, baie keer verloor ons vrede omdat ons toelaat dat die bootjie wat ons insit en die storms ons onderkry. Ek wil vanaand vir jou sê dat in daai storm wat jy jouself nou bevind, God is by jou. Hy sê, gaan ek deur 'n dal? Hy sê, hy is by my. Ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Dalk is daar konflik by jou werk en dalk in julle huis op hierdie stadium praat julle nie skaars met mekaar of glad nie met mekaar nie. Moontlik het een uitgetrek en moontlik is daar angs oor die kinders wat tussen 2 huise moet funksioneer en die trauma rondom alles. Ek weet nie. Ek weet nie, dalk sit jy in jou binneste met 'n jy weet, dit is soos 'n molgat, dit is 'n molende, jy weet, iets wat jou aftrek. Dalk is dit, jy weet, iets wat, jy weet, jou vrede steel op die oomblik, en jy kan nie slaap nie, en jy kan nie behoorlik funksioneer en konkrete wyse nigter besluite te neem nie. Dan bring ek vanaand hierdie boodskap na jou toe om vir jou te sê, God is die antwoord en bring hom weer terug in jou prentjie. Bring hom weer terug in jou hoofstuk van jou lewe waar jy tans is. Bring hom terug op kom jy op die bladsy waar God is. Kom daar. Dinge werk dalk nie nou tussen jou en jou ouers nie, of tussen jou en jou kinders nie. Kom by God, gee dit vir God. Ek het agtergekom, met sekere mense moet jy nie probeer redeneer nie, jy moet hulle net vir God gee. Ek het agtergekom, situasies en omstandighede gee ek vir God. Wanneer Stef met dinge besig raak, is dit 'n flop. Wanneer ek God uit die prentjie uithaal, is dit 'n flop, dan val ek ook plat. Die bestanddele is so eenvoudig. Hy sê, soek my, roep my. En dis die bestanddele. En as ons hom uithaal, dan flop alles. Dis die enigste plan wat kan werk. Ware vredesplan. Die enigste plan wat werk is God. Luister gou baie mooi voor ek klaar maak. Het jy vrede in een van jou verhoudings nodig? En ek praat nou nie as man met die 3 girls nie. Hallo, ek praat met 3 mans nie. Luister, ek praat van verhouding by jou werk en tussen jou en jou kinders en tussen jou en jou ouers en kollegas, huwelik. Jy moet daai vrede by God gaan haal. Jy moet by God gaan haal. Het jy vrede in jou besigheid of daar by jou werk nodig? God sit met oop vrede. Ek weet jy het vrede in jou lewe nodig. En daarom bid ek nou graag saam met Paulus vir jou. Want hy sê in vers 16,
mag hy nou ook, hoor wat sê hy, mag hy nou ook aan julle sy wonderlike vrede gee. Ja, mag God jou en my, ons almal toegooi onder sy vrede. Maak hy keuse, maar nog meer in vers 16, mag julle dit, sê hy, op 'n verrassende, nuwe manier in julle lewens beleef. Op 'n verrassende, ek kom uit die message, uit die boodskap, 'n verrassende, nuwe manier in julle lewens beleef. God wil jou verras met 'n vrede wat jy nog nooit geervaar het in hierdie laaste paar weke of maande of jare in jou lewe nie. En hy wil hier met daar weer bykom. God soek plekke waar hy jou elke dag kan kom verras. Hierdie is 'n week wat hy wil opdag en jou en my kom verras. Enige plek, enige tyd. Maak jou hart daarop oop vanaand. Wees sensitief daarvoor. Raak rustig en wag daarvoor. Op 'n wonderlike en 'n unieke manier sal God kom. En hy sal jou oorspoel met sy vreugde. Hy sal jou oorspoel met vrede, want jy sien, wanneer jy vrede het, dan het jy vreugde. Jy het nie vreugde nie, want jy's al die pad aan die hol. Jy's al die pad aan die stres. Jy voel so tussen die vloer en die polle toe, so tussen die boom en die bas, so tussen die borrel en die tikie. Here wil jou terugbring by vrede. Dink 'n bietjie hieroor. Waar kort jy vrede in jou lewe? Het jy al dit by God gaan soek? In hierdie laaste paar ure in jou lewe? Hoe nou gemaak? Ek lees hierdie stuk en is my so mooi. Hy sê die Here het vrede tussen hom en ons gebring. Mag hy nou ook aan julle sy wonderlike vrede gee. Mag julle dit op 'n verrassende, nuwe manier in julle eie lewens beleef. Dink daaraan. Die Here is altyd naby julle. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hierdie 'n week wees wat jou storm stil word. Mag hierdie week wees. Mag hierdie oomblik wees wat sy vrede jou weer besoek. En Here, vanaand wil ons losmaak van al hierdie angs en bekommernisse. Ons wil vanaand alles met by voete kom neersit. En Vader, ons het hoop en vrede van U in ons lewens nodig. Eindelik is ek al so moeg van die vrede wat my die heeltyd ontwyk. Omdat ek die heeltyd my eie besluite en my eie keuses maak. Daarom kom ons elkeen vanaand en ons kom buig voor U in aanbidding. Ons kom kniel voor U neer en ons kom smeek U, o Here God, vir U vrede. In daai spesifieke area en situasie wat ons aan U bekend maak in hierdie oomblik. Here, want baie van ons bene kan nie meer hierdie las van onvrede meer dra nie. Dankie Here dat ons ook ander vryspreek. Dankie dat ons in dit inbeweeg. Hier is vrede. Vrede wat ons baie keer mis. Dankie dat ons by U kan kom sit en U is my beker. Ek lig dit voor U op. Hier is 'n Boeta, hier is 'n Sissa, Here, wat vanaand luister. Onmin en Here, konflik, bitterheid, ek weet nie wat dit is nie, onvergewensgesindheid. Ons bring hierdie bekers voor U. En ons sê dankie Here vir U vrede. Mag hierdie die week wees
Here, wat ons in alles U sal ken en U sal volg. Dankie dat U ons paai gelyk maak. Dankie dat U die pottebakker is en ons maar net die klei. Vorm my, Here, maak my net soos U wil. In Jesus se naam. Amen. Die Here verander Mara se water wat bitter is, dat dit weer soet word. Mag daai bitter, onaangename situasie verander in vrede. En jy weer die soetheid beleef en ervaar. Spreek vry, sodat jy vrygespreek kan word. Maak klaar met dinge. Dit was lekker geweest om saam met jou te kuier. My nommer verskyn op die 2 platforms en jy kan maar net vir my 'n WhatsApp stuur en ek sit jou op ons groepies en ek plaas hierdie boodskap daarop. En ja, soos ek gesê het, gister in Rustenburg, vanoggend buite Pretoria, vanmiddag in Pietersburg en vanaand weer terug in Pretoria. So ek bly om hierdie boodskap met jou te kon gedeel het. Kyk uit om môre aan 8:00 weer so saam met jou te kuier. Baie blessings en 'n soete nagrus en was lekker geweest om vanaand bietjie saam met jou tyd te kon spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Gaan in sy vrede en sy rus en weet dat ek saam met jou bid en jou gebedsversoeke wat jy oralste plaas, ek sien dit. Ek dalk antwoord nie altyd nie. Ek sien dit, maar ek bid vir jou. Lekker gewees, wees veilig, voorspoed en rustige nagrus. Groete vir Sproete en nou lekkie vir Vlekkie. God bless.